was 'n boer. Dawid was 'n skaapwagter, 'n jagter en 'n musikant. Daniël was 'n regeringsamptenaar. Ester was 'n koningin. Nehemia was 'n sommelier, 'n wynkenner en 'n skinker. Louise was 'n ouma. Boas was 'n oupa grootjie. Jeremia was 'n baie jong priester. Petrus, Johannes en Jakobus was vissermanne. Lukas, die skrywer van die evangelie en die boek Handelinge, was 'n dokter. Lydia was 'n besigheidsvrou wat wolmateriaal verkoop het. Hoekom noem ek dit? Al hierdie verskillende mense met verskillende beroepe. Want ongelukkig bestaan die persepsie dat mense dink as ek vir die Here bruikbaar wil wees, dan moet ek 'n baie spesifieke of 'n spesiale soort persoon moet wees en ek moet 'n spesiale werk hê om in sy diens te kan wees en om deur hom gebruik te kan word. En dit is nie waar nie. Nee. Dis juist hoekom ek al hierdie name noem en daar's nog 'n lang lys wat ek kon noem om te illustreer hoe dat God mense uit verskillende tale en kulture en agtergronde en ouderdomme gebruik, mans en vrouens, jonk en oud, om sy verteenwoordigers te wees hier op aarde. Om deel te kan wees van sy, as ek dit so kan noem, sy regrukplan, sy herstelplan hier in hierdie wêreld. En daarom het hy mense nodig wat kontak het met die breë samelewing en wil hy vir elkeen gebruik, ook vir jou en vir my, wat jy ook al doen. Soms kom die vyand en hy mislei ons en hy sê, maar jy kan nie, die woord sê jy kan, want God bemagtig jou. Al wat jy nodig het om te doen, is om te sê, hier is ek Here, gebruik my, en God sal jou toerus, God sal jou gebruik, en God sal maak, dat jy so sout en lig kan wees, in hierdie wêreld, om hom te kan verteenwoordig, om hom te verheerlik, en om 'n verskil te kan maak. Daarom sê die gedeelte wat ons gelees het, bly in die omstandighede wat jy was, want dis net daar, waar God jou wil gebruik. Mag God jou deur sy gees toerus, om dit te doen. Vrede vir jou.